Efesiërs 10 vers 24 en 25. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit te meer aan naarmate julle die dag sien naderkom. Vandag is dag 6 en ons lesie se naam is Gee ons vandag ons daaglikse brood. Binnekort sou dit Katie en Kenny se verjaarsdag wees. Hulle het 10 dinge beplan wat hulle vir ander mense kon doen. Toe het hulle 'n lys van geskenke opgeskryf wat hulle vir hulle self wil hê. Hulle het op pappa se skoot geklim en vir hom hulle vriendelikheidsplan en hulle wenslys gewys. Pappa het geglimlag. O, watter lang lyste, laat ek sien. Speelgoed, speelgoed en nog speelgoed. Hy het hulle lyste hardop gelees. Watter van hierdie goed het julle nodig? Kenny het 'n nuwe horlosie nodig gehad sodat hy kon weet wanneer dit tyd was om middagete huis toe te kom. Katie het 'n nuwe fiets nodig gehad omdat haar ou fiets te klein was vir haar. Pappa het sy kop geknik. Julle het albei goeie keuses gemaak. Kom ons kyk wat gebeur op julle verjaarsdag. Toe ek so oud soos julle was my familie baie arm, het mamma gesê. Al wat ek vir my verjaarsdag gekry het was 'n warm baadjie. Ek was eers teleurgestel. Dit was egter 'n baie koue winter en ek was bly om 'n goeie baadjie vir skool te hê, omdat ek saam met my vriende buite kon speel. Pappa het sy Bybel by die Onse Vader oopgemaak. Jesus het ons geleer om te bid. Gee ons vandag ons daaglikse brood. God gee ons al die basiese dinge wat ons nodig het om lewendig en goed te bly vir een dag op 'n keer. En dit is genoeg. Hy weet alreeds alles wat ons nodig het en elke goeie gawe wat ons het, kom van hom omdat hy ons liefhet. Selfs fietsse en horlosies het Kenny gevra. Ja, alles wat ons het, kom van God. Hy gee my die energie om te werk en geld te verdien om vir julle te sorg, het pappa geglimlag. Dis waarom ons God dank vir ons voedsel wanneer ons gaan sit om dit te eet, het mamma gesê. Dit herinner ons dat God elke enkele dag vir ons sorg. Sy het 'n houer opgetel. Wie wil my help om hierdie houer met voedsel te vul vir die nuwe familie in ons kerk? Hulle het Pappa het nog nie werk nie, miskien sal ons vandag 'n antwoord op hulle gebede wees. Gesiggies, die sterre se liggies, is die hemelse wêreld, Jesus se kroon. As hy weer kom, kom haal hy sy parels, as sy parels, vrye parels, vir Jesus se kroon. Kindergesiggies, die sterre se liggies, is die hemelse parels, vir Jesus se kroon. Here's a fun craft for you to try this Thanksgiving. A handprint placemat showing all the reasons we're thankful. First, trace your hand and part of your arm on a piece of construction paper. And then cut it out. This will be the trunk and branches of your tree. Go ahead and use a glue stick to attach this to a larger piece of construction paper. Next, you're going to cut out leaf shapes from various colors of construction paper. You can just do kind of an oval shape with pointed ends. Try shades of red, orange, yellow, green, brown, or purple to look like fall-colored leaves. Then on each leaf, you can write or draw different reasons you want to tell God thank you. Larger leaves will give you a bigger space to write and draw on. Using smaller leaves will allow you to fit more of them onto your placemat, so you can use a variety of sizes. Once you're done writing and drawing, you can glue the leaves onto the branches of your tree. And if you have a lot of leaves and run out of room on the branches, you can even make it look like they're falling from the tree and gathering in piles on the ground. To finish it off, you can use a marker to add a message or Bible verse, like "Give thanks to the Lord." You might want to write your name and date on the back of this special keepsake.
And after you're all done, you can cover the placemat with clear contact paper on the front and the back to protect it and make it easier to clean. And then use your placemat on your Thanksgiving dinner table as you remember all of God's blessings for which we are so thankful. Kom ons bid. Liewe Vader God, ek loof U dat U saam met my is in moeilike tye en in goeie tye. Dankie God dat U my hartseer en moeilike ervarings verander in mooi en wonderlike dinge net op die regte tyd. Ek is jammer God dat ek soms te maklik opgee en dat ek vergeet het om U te vertrou wanneer die lewe moeilik geraak het. Help my om ander te seën en U te vertrou al wat gebeur wat ook al in my lewe. Ek bid vir die mense wat groot uitdagings het. Mag hulle U lief en aanmoediging voel. Help my om hulle ook aan die moedig en lief te hê. Amen.